'n Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons derde Pinkster biduur vir hierdie week. En in hierdie oordeenking gaan ons vanmôre weer eens stil staan by die kosbare werk van die Heilige Gees wat ons tydens Pinkster herdenk. Ja, die Heilige Gees is so 'n belangrike deel van enige kind van die Here se lewe. En ons gee aan die Here die eer dat hy die Heilige Gees vir ons gestuur het om in ons harte te werk, ons in die geloof te versterk en ook om in die kerk van Jesus Christus wonderlike dinge te doen. Mag vanmôre se boodskap ook vir jou tot baie groot seën wees. Baie dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Kom ons word vanmôre stil voor die Here en ons vra hom om ons harte te open vir sy woord. Hemelse Vader, vanmôre buig ons in diepe nederigheid voor U neer, om U te aanbid as ons Vader en ons God, wat vir ons baie lief is, wat in ons harte werk, wat ons versorg en ons seën elke dag. Ons bring aan U alle eer, Here, want U is die enigste ware God. Baie dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd kan stil staan by die uitstorting van die Heilige Gees en die kosbare werk wat hy in ons lewens en in U kerk doen. Wil U ons harte vanmôre open vir U woord en ons in die geloof versterk in hierdie pragtige môre. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, ons is besig met ons tema ook hierdie week tydens Pinkster, wat handel oor hoop uit Handelinge. Nou daar in die boek van Handelinge lees ons onder andere hoe die Heilige Gees uitgestort is, daar in Handelinge hoofstuk 2. En hoe die apostels, of die disippels, die strate van Jerusalem daarna ingegaan het, om met vrymoedigheid die woord van God met almal te deel, en vir almal te gaan vertel wie Jesus Christus is. Maar hulle het ook mense oortuig vanuit die Bybel wat die waarheid is en dat Jesus die ware verlosser van die wêreld is. En nadat hulle dit gedoen het, lees ons nou hier in Handelinge 2 vanaf vers 37 hierdie woorde. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Nou liewe vriende, in Pinkstertyd dink ons terug aan wat die Heilige Gees in mense se lewens doen. En in ons teks van vanmôre sien ons ook hoe die Heilige Gees hierdie ongelowige mense van Jerusalem se harte kom verander het en kom vernuwe het en 'n baie groot impak in hulle lewe gehad het. Ons gaan terug daar na Jerusalem toe, in die besonder daar waar hierdie mense die woord van God die eerste keer gehoor het. Hierdie eerste gemeente, wat skielik sommer 3000 mense bygekry het oornag, was 'n baie goeie voorbeeld van mense wat nie net geluister het na die evangelie van redding nie, maar ook daarop gereageer het. Hulle het nie net die woord van God gehoor by monde van Petrus en die ander apostels en daarna omgedraai en huis toe gegaan nie, maar hulle wou reageer. Hulle wou iets doen daarmee. En daarom
vra hulle dan ook vir Petrus, wat moet ons doen, broers? In Handelinge 2 vers 37. En Petrus antwoord hulle, dat hulle moet bekeer, dat hulle gedoop moet word, en dat hulle by die kerk van Christus moet voeg. En ons lees dan, dat 3000 mense op een dag by die kerk van Jesus Christus aangesluit het. Maar, wat nou? Hulle het hulle bekeer, hulle het hulle aangesluit by die kerk, daar het 'n nuwe lewe in hulle begin, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Maar nou is die vraag, wat nou? Hoe maak ons nou vorentoe? Ons het nou 'n nuwe lewe, ons het Jesus Christus aangeneem, ons is gewas deur sy bloed, ons sondes is vergewe, ons het die gawe van die Heilige Gees ontvang, maar nou moet ons ook gaan lewe. En dit wat die Bybel vir ons leer, moet vir ons die riglyn wees. Ons sien dat 'n nuwe lewe by 'n oorwinning in Jesus Christus vir hulle begin het. En hulle lewens het totaal en al anders gelyk as hulle lewens van tevore. Dit was 'n lewe onder die beheer van die Heilige Gees. Hulle het 'n nuwe hart gehad en 'n nuwe gees in hulle binneste. En hulle was opgewonde en positief oor die nuwe geloof wat hulle in hulle lewens het. En hulle wou graag deel word van die kerk van Christus en in 'n nuwe gemeenskap lewe met hom. Nou, hoe lyk so 'n lewe? Nou, broeder en suster, vanuit die teks van vanmôre sien ons hoe so 'n lewe lyk waarin die Heilige Gees 'n baie belangrike rol speel. Daar is 'n werkwoord in hierdie gedeelte wat ons gelees het, daar in Handelinge 2 vers 42. Wat vir ons die sleutel is wat alles ontsluit. Wat vir ons wys hoe hierdie nuwe bekeerlinge, hierdie nuwe Christene gelewe het. En dit is die woord heelhartig. Hulle het hulle heelhartig toegelê. Nou hierdie woord kan ook vertaal word met hulle het volhard. Hulle het voluit gegaan nadat hulle tot geloof in Jesus Christus gekom het. Dit was ook hulle ingesteldheid gewees saam met al die ander gelowiges en saam met die apostels van Jesus Christus. Nou waarin het hulle voluit gegaan? Hier in ons teks van vanmôre staan daar dat hulle in die eerste plek voluit gegaan het in die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle het hulle gaan onderrig in die leer van die apostels. En watter leer was dit? Die leer van Jesus Christus, die Bybelse leer. Hulle het hulle ook laat onderrig deur die apostels. Die apostels het vir hulle die woord van God uitgelê, sodat hulle kon groei in die geloof, en daarvolgens het hulle gelewe. Die woord van God het hulle hele lewe geraak, en alles het blywend verander in hulle lewe. Dit was die eerste ding wat hulle gedoen het. Dan in die tweede plek het hulle voluit gegaan in die onderlinge verbondenheid. Nou ons moet weet dat daar in die kerk van Jesus Christus skielik 'n groot nuwe klomp bekeerlinge aangesluit het by die Christelike kerk. En as ons praat oor die onderlinge verbondenheid, beteken dit dat hulle saam met die res van die kerk as 'n eenheid gefunksioneer het. Mense het verantwoordelikheid vir mekaar geneem. Hulle het omgegee vir mekaar. Hulle was lief vir mekaar. Hulle het mekaar ondersteun. Hulle het mekaar aangemoedig en gemotiveer om in die leer van Jesus Christus te volhard. En die Heilige Gees het die mense aangemoedig om dit te doen. Hulle het werklik omgegee vir mekaar, en ons lees dan ook daar in die boek van Handelinge in hoofstuk 2, dat hulle selfs hulle besittings verkoop het en die geld onder mekaar verdeel het, sodat elkeen genoegsaam kon hê om van te lewe. En dit wat dan oorgebly het, het hulle vir die apostels gegee om aan te wend in die kerk van Jesus Christus. Dan in die derde plek, broeder en suster, lees ons, het hulle voluit gegaan in die gemeenskaplike maaltye. Ja,
Ons lees dat hulle elke dag by mekaar gekom het, dat hulle saam geëet het, dat hulle voedsel met mekaar gedeel het. Daar was 'n eenheid onder die kerk en onder die Christene in daardie eerste gemeente. En daardie gemeente is deur die Heilige Gees saamgebind in die band van liefde, en hulle het saam die tempel besoek, en hulle het saam eredienste gehou, maar hulle het ook saam gemeenskaplike maaltye gevier. Hulle het mekaar ook aangemoedig om te kan volhard in die geloof totdat Jesus Christus weer sou kom. Maar dan in die 4de plek het hulle ook voluit gegaan in die gebede. Hulle het saam gebid, hulle het tyd in gebed spandeer. Nie net elkeen persoonlik nie, maar hulle het saam as Christene gebid vir die kerk, vir Jesus Christus om hulle raak te sien en te bemoedig, en vir die Heilige Gees se werk in hulle lewe, en dat die Heilige Gees ook die regte woorde in hulle mond sou lê, sodat hulle kan getuig oor hulle geloof, en dat die kerk van Jesus Christus sou groei. Daar kan nie groei wees in 'n mens se lewe as daar nie saam gebid word nie. Nou as ons na al hierdie dinge kyk wat gebeur het daar in die eerste gemeente, en watter geweldige groot rol die Heilige Gees gespeel het. Broeder en suster, leer dit vir my en jou baie dinge as moderne Christene ook in ons lewe, wat ons moet gaan toepas in die tye waarin ons is. Ek en jy moet ook weet, dat daar die eerste gemeente eensgesind was, en dit lees ons daar in vers 44. Al die gelowiges was eensgesind. Die gedagte van eensgesindheid was so belangrik in hulle midde. Hulle het een verlosser, Jesus Christus. En in alles wat hulle doen, gaan dit oor hom. Dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan nie oor aansien nie. Die een was nie beter as die ander nie, maar hier in die kerk van Christus was hulle slawe en vrymanne. Hulle was rykes en armes, hulle was mans en vrouens en kinders. Die een was nie bo die ander nie, maar hulle het saam vir Christus gelewe, en hy was hulle hoogste doel, en daarom was hulle eensgesind hier in hierdie nuwe kerk. En dit het oral sigbaar geword in Jerusalem, en ons lees dan ook dat die mense van Jerusalem baie van die Christene gehou het. En dit het ander mense aangetrek om te kom aansluit by die kerk van Jesus Christus. Ons lees in vers 46 dat hulle dag vir dag getrou by mekaar gekom het, om al hierdie wonderlike dinge met mekaar te kon deel en om toegerus te kon word vanuit die woord van die Here. En hulle daagliks ook hierdie gemeenskaplike maaltye gehad, en hulle het alles in eenvoud geniet. Dit het nie hier gegaan oor vertoon nie, en dit het ook nie hier gegaan om ander mense te beïndruk nie, maar hulle het een doel voor oë gehad, en dit was om die uitlewing van hulle geloof deur die werking van die Heilige Gees, en dit het oor Jesus gegaan. Nou, my liewe broeder en suster, as ons na al hierdie dinge kyk, wat gebeur het destyds daar in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Gees, dan moet ek en jy ook ons lewe gaan beoordeel in die lig van God se woord. Ons moet soos daardie eerste Christene wees. Ek en jy moet volhard in die gebed, en ek en jy moet gereeld saam met ander Christene by mekaar kom om te praat oor ons geloof, en ons moet ook ons laat onderrig vanuit die woord van God. Ons moet mekaar aanmoedig om te volhard in die geloof, en ons moet alles met mekaar ook deel. Daar waar die Here vir jou in oorvloed gee, deel uit aan mense wat dit werklik nodig het. Dit is die Heilige Gees se werk in 'n mens se lewe, en in Pinkstertyd wil hy dit graag ook doen in 'n wêreld wat dit bitterlik nodig het. Kom ek en jy maak vandag hierdie boodskap ons eie, ons gaan pas dit toe in ons lewe, ons wees gehoorsaam aan die Here se woord, en kom laat ons Jesus in die oog hou, want immers gaan dit oor hom, en die Heilige Gees wil hom in jou lewe bevorder, sodat jou geloof kan groei, en jy met jou lewe hom elke dag kan verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie boodskap kon hoor vanuit u woord.
En in Pinkstertyd, Here, oordink ons eie lewe en wil ons vir U kom vra, Here, help ons om te lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons lewe werk. Wil U ons in die geloof versterk, ons bekragtig, leer, bemoedig, motiveer en aktiveer om in die voetspore van Jesus Christus na te volg elke dag. Laat die Heilige Gees ook in hierdie Pinkstertyd in talle mense se harte werk, sodat mense tot bekering mag kom en by die kerk van Christus kan aansluit. Lei, behoed en bewaar ons ook in hierdie dag, Here. Laat ons oog op U gerig wees, die volëinder van ons geloof, en vul ons harte met U liefde en vrede ook in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën. Ons sien mekaar weer môreoggend by ons volgende geleentheid. Vrede vir jou.